Herstelde huweliksgetuienis. 2020 COVID, 2 weke gehospitaliseer, intensiewe sorg. Bedieningsopmerking. Voordat sy haar herstelde huweliksgetuienis afgelê het Annabella 'n lofverslag ingedien. Ek is die appel van sy oog. Geagte bruide, ek deel graag 'n onlangse getuienis. Ek het my hand gesny terwyl ek my selfoon langs 'n laaikas met 'n losstaande rugkant probeer laai het. 2 dae nadat my man my aangebied het om saam met hom die Kersgeskenke vir ons kinders te gaan koop. Dit was natuurlik 'n plesier. Ons het 'n heerlike middag saam deurgebring. Die aand het my man vertrek en ek het die kinders by die skool en die kleuterskool gaan haal. Toe ek by die huis kom, het ek baie koorsig gevoel. Ek het gebewe. Ek het koors gehad. Ek het gehuiwer om my man te bel. Ek het net gebid en gesê, Here, as ek hom moet bel, gee my 'n teken. Die Here het my laat dink dat ek my temperatuur moet neem, en toe ek dit neem, het ek agtergekom dat ek beslis koors het. Daarom het ek besluit om my man te bel en hom te vra om my met die kinders te kom help. Toe lê ek op die rusbank met my man aan my sy wat vir my sorg. Toe die aand aanbreek, het ek wakker geword vanweë pyn in my regterarm. Ek het gehuil en ek het vir my man gesê ek moet dringend hospitaal toe gaan. My man besluit toe om my suster te bel om na ons kinders te kom kyk. As gevolg van die gesondheidskrisis kon my man nie by my bly nie, maar die dokters het my parameters geneem en tot die gevolgtrekking gekom dat ek 'n COVID-infeksie het. Ek kon huis toe gaan na medikasie en 'n COVID-toets, waarvan die uitslae die volgende dag beskikbaar sou wees. Ek was siek en ek het in my hart geweet dat dit nie COVID is nie. Die volgende dag was ek stil. Ek het nie lekker gevoel nie en ek het opgegooi. Die hospitaal het my teruggebel om te vertel dat ek nie die siekte het nie en ek moes dringend teruggaan vir nog toetse. Voordat ek my huis op pad na die hospitaal verlaat het, het ek vir my kinders gesê, Mamma kom terug, ek gaan redelik vinnig dokter toe. Toe ek daar was, het my gesondheid agteruit gegaan en ek is na die intensiewe sorg geneem. Ek het nie regtig verstaan wat met my gebeur nie, maar ek was rustig. Ek het nooit gedink dat ek nie sou kon huis toe gaan nie. Daar was verskeie onverwagte komplikasies tydens my herstel, maar ek het geweet dat my hemelse man getrou was aan sy woord en ek het net 2 verse onthou. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Jesaja 41 vers 10. Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want ek is by jou, sê die Here. Ek sal jou red. Jeremia 1 vers 19. Ek weet dat ek sy oogappel is en dat hy my beskerm en dat selfs al het ons gevegte of beproewings, ons is meer as wenners. Ten spyte van hierdie beproewing was ek dus nie bang vir my lewe nie. Ek het geweet dat God, my God, by my was. Daarom het ek die vers van Jesaja op die witbord in my kamer geskryf, sodat al die verpleegsters dit kon lees en die goedheid en krag van my hemelse man kon ken. En weet jy wat? Die dokters was verbaas oor hoe vinnig ek van my siekte herstel het, met die wete van al die komplikasies wat ontstaan het. Ek het nie Kersfees saam met my gesin spandeer nie, want ek was in die hospitaal, wat my hartseer gemaak het, maar my hemelse man het die perfekte plan vir my gehad. Na hierdie beproewing kan ek uiteindelik sê dat my huwelik herstel is. Ek sal vir julle meer in my getuienis vertel. Wat ek deur hierdie verhoor geleer het en moes leer, is nie om na my omstandighede te kyk nie, hoe pynlik dit ook al is, maar om geloof in die woord te hê en my oë op my hemelse man te hou. Sy plan is altyd perfek.
Annabella, hoe het jou herstelreis eintlik begin? In die eerste plek sal ek my situasie verduidelik en hoe ek hier gekom het. Ek het my man ontmoet toe ek 21 was. Dit was my eerste ernstige verhouding. Dit was onverwags, want die jaar toe ek hom ontmoet het, was die jaar voordat ek 'n jaar in die Verenigde State gaan woon het. Dit was dus nie die regte tyd vir my om enige iemand te ontmoet nie. Aanvanklik het nie een van ons die verhouding ernstig opgeneem nie, maar gou het ons nader en hegter geword. Ek was nog steeds vir 'n jaar na die Verenigde State en ons was uitmekaar. Toe ek terugkeer na België, het ons weer kontak gemaak en omdat die gevoelens nog steeds daar was, het ons besluit om weer by mekaar te kom, maar dat ons verhouding hierdie keer ernstig sou wees. Ons het verloof geraak en 4 jaar later saam ingetrek. My man wou trou, maar ek was nie entoesiasties oor die idee nie. Binnekort het baie argumente tussen ons begin. My man se niggie het ons gevra om na 'n egpaarvergadering in haar kerk te gaan. Ons het gegaan en ons het baie daarvan gehou en stadig aan het ons lidmate van die kerk geword. Nadat ons met die predikant gepraat het, het ons besef dat ons nie meer so in sonde kan lewe nie en dat ons moet trou, maar ek het swanger geword. Die troue is dus uitgestel. Ons was nou 'n gesin met 'n pragtige seentjie, maar die probleme tussen ons was nog steeds aanwesig. Dit gesê, ons wou nog steeds trou soos beplan was en ons het dit gedoen toe my seun 2,5 jaar oud was. Ek het dadelik swanger geword met my dogter, die dag van my burgerlike troue. Maar weer was die kwessies tussen my en my man nog steeds aanwesig. Ons het nie goed genoeg oor die weg gekom nie en stadig, maar seker het ons nie met mekaar gepraat nie. Elkeen het ons eie ding gedoen. Omdat ek geïgnoreer gevoel het deur my man, het ek soos hy opgetree deur hom in ruil daarvoor te ignoreer. Ek sal jou die skade laat voorstel. Maar ek het die begeerte gehad om dinge reg te maak. Toe maak ek 'n voorstel aan my man om 'n huweliksberader te gaan sien. Dit het nie 4 sessies geneem voordat my man besluit het om die huis permanent te verlaat en sy trouring af te haal nie. Ek was so kwaad vir hom, omdat ek hierdie keer dinge wou regmaak en sodra dit te moeilik was, het hy dit gewaag om my te verlaat. Dit is ten minste wat ek gedink het. Na 'n week van ware woede en frustrasie was ek gebroken soos nog nooit tevore nie. Ek was alleen met 2 kinders, ek het geen geld gehad nie en ek het my werk verloor weens COVID en ek was hartseer. Ek het hulp gesoek op die internet en ek weet nie hoe ek op die webwerf uiteindelik hoop.com beland het nie. Ek het al die kursusse begin lees en ek het besef ek moet laat gaan. Wat ek dadelik gedoen het. Ek is die soort vrou wat vinnig drastiese besluite neem en as dit regtig nodig is. Ek het my man om verskoning gevra toe hy die kinders kom sien het. Hy het eers 2 keer per week gekom en hy het tuis in ons bed geslaap. En toe het hy my eendag gevra om nie teenwoordig te wees wanneer hy vir die kinders kuier nie. Wat ek gedoen het. Sodra hy by my huis gekom het, sou ek vertrek en ek sou terugkom as hy op die punt was om te vertrek. Ek het gesorg dat die ete en die kinders vir hom gereed was as hy daar was. Toe, stap vir stap, was hy minder koud teenoor my en op 'n dag het hy vir my gesê dat ek nie hoef weg te gaan as hy by die kinders kom kuier nie. Op 'n dag het hy 'n dag verlof geneem om my seun op 'n weksdag op te laai en by my huis af te laai net om my te sien. My seun en my man het saam middagete geëet en daardie dag het my man nie opgehou om met my te praat nie. Hy wou met my kommunikeer. Hy was gelukkig. Hy het gelag. Selfs al het ek nie grappe gemaak nie. Daardie dag het ek verstaan dat sy hart gedraai het. En dieselfde aand het hy vir die eerste keer vir my 'n SMS gestuur
om te sê dat hy my gemis het. Annabella, hoe het God jou situasie verander, terwyl jy hom van harte gesoek het? God het my situasie nie direk verander nie. God het my gebreek en my net op hom laat vertrou en geen ander nie. Dit was 'n tyd waarin my geloof getoets is, en ek kan julle nie eers vertel hoe nie, maar ek was gelukkig en in vrede. God het my sy genade bewys. Hy het my gewys dat ek niemand anders as hom nodig het nie, en die belangrikste is, dat ek by hom alles gehad het. Die snaakste ding is dat ek 'n getuie vir ander kon wees. Toe ek gevra was hoe ek dit kon regkry om ondanks alles te glimlag, het ek geantwoord, dit is nie ek nie, dit is God. As hy in ons harte werk, doen hy dit so diep, dat selfs ons dit moeilik vind om te glo hoe ons verander word. Annabella, watter beginsels uit God se woord, of deur ons hulpbronne, het die Here jou tydens hierdie beproewing geleer? Die eerste beginsel wat ek geleer het, was die ontdekking van my hemelse man. Ek het hom nie geken nie. Ek het nie geweet dat hy werklik was nie, en ek het nie besef dat hy daar was vir my nie. Ek het dit geniet om hom te leer ken, om met hom te praat en my gevoelens en twyfel aan hom toe te vertrou. Dit was magies en het my so goed laat voel. Hy was daar vir my, maar hy sal altyd daar wees vir my. Hy het die liefde van my lewe geword. Die tweede beginsel is die beginsel van laat gaan. Ek dink as die beginsel hardloop agter my man aan sou wees, sou ek nie ontvanklik gewees het nie. Van nature hou ek nie daarvan om agter mense aan te loop nie. En boonop was ek besig om moeg te raak vir hierdie stryd. Gou het ek besef dat ek moeg word, want dit is nie vir my om te veg nie. Ek moes net my laste neerlê en doen wat die Here vir my sê. Die derde is die beginsel van tiendes vir ons stoorkamer. Ek het geen idee gehad hoe belangrik dit was om tiendes op die regte plek te gee nie. Annabella, wat was die moeilikste tye waardeur God jou gehelp het? Toe my man weg is, het ek pas my werk verloor. Ek het geen geld gehad nie. Ek kon nie my huur betaal of na die kruidenierswinkel gaan nie. Ek het weeluise gehad wat my plek binne gedring het, en ek het gordelroos, 'n soort waterpokkie gekry, en het die jaar 2020 afgesluit met 2 weke in die hospitaal, insluitend 'n paar dae in intensiewe sorg vir meningitis. 6 maande was emosioneel, geestelik en fisiek intens. Al hierdie oomblikke was moeilik en sonder God dink ek nie dat ek sou kon oorleef nie. Annabella, wat was die keerpunt van jou herstel? Die keerpunt was my hospitalisasie aan die einde van die jaar. Vir die eerste keer sedert ons ouers geword het, was my man 2 weke alleen saam met ons 2 kinders. Ek was nie daar nie, so hy moes sorg vir alles. Boonop, aangesien my toestand aan die begin kritiek was, moes hy ook ons kinders beskerm, deur vir hulle te sê dat dit goed gaan met my en dat ek huis toe kom, alhoewel nie een van ons 'n datum kon gee nie. Ek was in my hospitaalbed baie kwaad vir my man, want ek het gevoel dat hy nie omgee dat ek in die hospitaal is nie. Ek het vir myself gesê, hy was nie lief vir my nie. Ek was hartseer, baie hartseer, en toe soek ek vertroosting by my eefvennote en skryf groot op die wit bord wat na my bed kyk, die vers uit Jesaja 41 vers 10. Ek het dit elke dag gelees, so gou as wat ek kon. Dit het my hart kalmeer. Ek kon nie Kersfees by my gesin wees nie, maar ek het nog gelewe. Ek het met my hemelse man gepraat, op hom vertrou. Ek het nooit in sy getrouheid getwyfel om my huis toe te bring nie. Maar dit was vir my moeilik om te aanvaar dat dit nie in my tyd sou wees nie. Ek het op 30 Desember teruggekom huis toe.
Ek was saam met my man en kinders vir oujaarsaand. Ek was hartseer, omdat ek sedert my terugkeer geen teken van liefde van my man gesien het nie. My man het my hartseer gesien. So 'n paar dae later het hy met my kom gesels om uit te vind wat aangaan. Ek het my gevoelens aan hom verduidelik en weet jy wat? My oë het vir my gelieg. My man het gehuil en vir my verduidelik dat hy bang was om my te verloor. Hy het gesê dat hy elke dag vir my gebid het en dat ek nie besef het hoe moeilik dit vir hom was nie. Ek was verkeerd. Ek het na my omstandighede gekyk en vergeet om die woord te glo, maar my hemelse man het daardie aand deur my man met my gepraat. Bedieningsopmerking: As Annabella nie so fisiek swak was nie, sou sy nie in so 'n toestand haar gevoelens verduidelik het nie, maar sy sou waarskynlik net aangehou het om met die Here, haar hemelse man, te praat. God het egter geweet dat haar aardse man haar gebroke en vermoeide hart moes hoor, sodat haar aardse man syne kon deel. Bruide, moenie die fout maak om dit te probeer nie, want as iemand van ons iets soortgelyk probeer het, het dit in ons gesigte opgeblaas. Dit het ons baie teruggesit tydens ons herstelreise. Annabella, vertel ons hoe dit gebeur het. Het jou man net by die voordeur ingestap? My man, wat reeds 'n ander woonstel gehad het, het beloof om so lank as moontlik by ons te bly, totdat hy sy bedanking kan teken en by die hele gesin kan intrek. Hy slaap 6 dae per week hier. Trouwens, hy dra weer sy trouring. Annabella, het jy vermoed of kon jy sien dat jy naby aan herstel was? Ja, ek het vermoed toe my man 'n halfdag verlof neem om my te sien en tyd saam met ons seun deur te bring. Hy wou by ons wees. Die eenvoudige versoek om by hom te wees, was vir my 'n teken dat sy hart begin draai. Annabella, sal jy enige van ons hulpbronne aanbeveel wat jou gehelp het? Die aanlyn kursusse was die basis. Ek dink ek het elke kursus 2 keer gelees. Dan die boek, Hoe God jou huwelik kan en sal herstel, en dan 'n wyse vrou. Die daaglikse toewyding is vir my die belangrikste bron. Dit voel asof ons hemelse man elke oggend soet woorde in ons ore fluister. Annabella, het jy gunsteling Bybelverse wat jy wil oordra aan vroue wat jou getuienis lees? Beloftes wat hy jou gegee het. In God stel ek my vertroue. Ek is nie bang nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Psalm 56 vers 11. Gee aan hulle vrede en voorspoed, Here, want hulle het hulle vertroue op U gestel. Jesaja 26 vers 3. Maar daar is nog vele meer. Annabella, sal jy belangstel om ander vroue aan te moedig? Ja, Annabella, hoe dit ook al sy, met watter aanmoediging sal jy vroue ten slotte wil laat? Ek sou sê om geloof in God te hê en nie na jou omstandighede te kyk nie. Ek weet dit is nie maklik nie, maar vertrou bo alles op die woord en hou jou oë op jou hemelse man. Hy sal jou stap vir stap deur hierdie lang en emosionele reis lei.